En as ek hierdie gedeelte in Romeine 6 lees, dan het ek by die tema uitgekom, wat 'n vraag is hier vroeg in die nuwe jaar aan elkeen van ons. Wat is jou identiteit? En voordat ek met die preek begin, as ons nou vanoggend gou so 'n bietjie moes redeneer, wat bepaal jou identiteit? Wat sou u sê bepaal jou identiteit? Is dit jou menswees? Is dit hoe jy groot geword het? Is dit die besittings wat jy het? Is dit jou bankrekening? Is dit jou familie en jou vriende? Wat bepaal jou identiteit? Jare gelede, toe daar nog oorlog tussen Angola en Suidwes op die grens plaasgevind het, was dit maklik om onderskeid te maak tussen jou eie soldate en die vyand. Want elkeen dra 'n spesifieke uniform. Hy kon dus uitgeken word aan die uniform wat gedra is. So is dit ook as 'n mens op voetspore afkom. Dan kan jy weet wie daar geloop het en of hierdie mense vriendelik was en of dit vyand was. Want elkeen se skoensool laat 'n spesifieke spoor na. Nou kom die vraag, in die hoofvraag van wat my identiteit is, kom die vraag nou na vore, hoe lyk my en jou spoor? Geliefdes, as ek en jy nou vanoggend moet sê, hoe lyk die spore van 2025? Wat sou ons vir mekaar sê? In ons geleesde gedeelte sê Paulus, daar is oorlog. Daar is twee magte wat altyd in stryd met mekaar is. Elkeen met sy eie veggeneraal en sy eie soldate. Aan die een kant is die genade en die veggeneraal is God. Aan die ander kant is die sonde en die veggeneraal daar is die Satan. Die soldate waarna daar verwys word en die wapens waarmee hulle veg is u en ek, mense. Alle mense. Niemand kan uitsit nie. Almal moet veg want dit is oorlog. Almal is dus betrokke. Die keuse is egter joune. Vers 13 sê dat jy jouself in diens van die sonde kan stel en goddeloosheid bedryf, of jy kan in diens van God wees en sy wil doen. Hierdie beeld van die twee magte wat teenoor mekaar staan, gebruik Paulus om die kern, die hartklop van die evangelie aan die gemeente daar in Rome te verduidelik. En vanoggend gebruik die Here hierdie selfde gedeelte om ook vir u en vir my die kern van die evangelie te kom bloot lê, sodat ons kan weet hoe om te lewe in 2026. Wat is jou identiteit? Vir wie veg jy? Wie is jy? Ek wil net so 'n bietjie geskiedenis gee. In die heel eerste gedeelte van die brief aan die Romeine probeer Paulus aan hulle verduidelik wat hulle identiteit is. Daar in hoofstuk 1 sê hy, die mens wil God nie as God erken nie. Dis die natuurlike. In hoofstuk 2 sê hy, die wet was nodig om die mens te wys wat hy verkeerd doen. Maar dan daar in hoofstuk 3, so vanaf vers 21, kom verander alles. Want daar kom Paulus by Christus uit. Christus maak die mens vry van die heerskappy van die sonde. Almal wat in hom glo, is vry van die sonde. Hoofstuk 5 sê die genade het soos 'n vloedgolf oor ons kom spoel en ons uit die mag van die sonde uitgeruk. Ons wat glo, is dus totaal vrygemaak. En nou kom die vraag dalk by u gedagte ook op, soos in my voorbereiding. Maar waar pas ek in hierdie prentjie in? Wat is nou eintlik my identiteit? En dan kom Paulus in hoofstuk 6, ons geleesde gedeelte, en hy vra, is jy gedoop? En dan kan ons seker met goeie reg van vra, maar Paulus, wat bedoel jy? Natuurlik is ons almal gedoop.
Maar liewe broer en suster, liewe jong mens, weet ons wat beteken die doop? Weet u wat dit beteken dat u gedoop is, al is dit baie jare gelede, en al was jy 'n baba, en op daai stadium het u dalk nie mooi verstaan wat aangaan nie. Luister 'n bietjie mooi, as 'n mens die doopformulier lees, dan vind ons daar aangeteken presies dieselfde as wat vers 3 en 4 sê, en daar staan in die Bybel, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons so in 'n nuwe lewe kan wandel. Die feit dat u en ek in die naam van die Seun gedoop is, beteken dat ek daarmee deel kry aan Jesus Christus se sterwe. U staan nou bekend as een wat saam met Christus gesterf het, omdat u gedoop is. Daarom het hy ook deel aan sy opstanding. Net so seker soos wat hy opgestaan het, het ek en jy opgestaan. By die doop is ons dus met ander woorde gemerk. Die manne met die vee, ons is gebrandmerk. Ons behoort nou aan Jesus Christus. Kan ons nou nog vir mekaar vra, wat is my identiteit? Kan u nog wonder oor watter uniform dra u en watter spoor trap u? Paulus kom hier in Romeine en hy sê vir ons, word wakker. Dis oorlog, pas op dat jy nie reg in die vyand vasloop, of dalk vir hom veg nie. Op grond van ons doop, dra ons die uniforms van 'n Christen. Trap ons die spore van 'n Christen. Daaroor is daar en moet daar geen twyfel bestaan by jou en by my nie. Ons identiteit is duidelik gedefinieer. Ons behoort aan Christus. Ons dra sy uniform. En ons moenie skaam wees daarvoor in die jaar 2026 nie. Dis die wonderlikste voorreg wat daar is om sy uniform te mag dra. Dis 'n eer wat jou en my toekom. En nou wil jy seker sê, ja, dit klink reg en goed, dominee, maar dis nie altyd so maklik nie. Al dra ek die regte uniform, sondig ek nog steeds. Al sê die Bybel dat ek dood is vir die sonde, ek weet dat ek daagliks nog sonde doen. Maar weet jy geliefdes, die groot probleem in elkeen van ons lewens is dat ons uit die praktyk van ons lewe redeneer oor hierdie saak. Dat ons sê, kyk net na my lewe, kyk net hoe sondig is ek. Ek is seker maar nie regtig 'n Christen nie. Dan maak die sonde wat ek nog doen my ook moedeloos. Dan twyfel ek in die egtheid van my eie geloof. Maar liewe broer en suster, ons moet dit baie mooi verstaan. Die feit dat u nog sonde doen, beteken nie dat u nie werklike Christen is nie. Hier in verse 1 tot 11 word nie van die praktyk van die lewe gepraat nie. Dit gaan hier oor jou posisie. Ons kan dalk vir mekaar sê, dit gaan oor jou status, oor jou identiteit. En dan kom Paulus daar in vers, as ek reg onthou, 14. Ja, en hy sê, julle staan nie meer onder die wet nie. En nou sal baie mense vra, maar wat beteken dit om onder die wet te staan? En dan moet jy nou onthou, vir die mense in die tyd van Jesus Christus, plus minus 2026 jaar gelede, was dit 'n geweldige ding om te hoor dat jy vry is van die wet. Want die wet van Moses het in daardie tyd uitgebrei en het 'n paar honderd reëls ingesluit en elke reël moes streng nagekom word. Ja, die Fariseërs het heeldag rondgeloop en kyk wie oortree een van die reëls. Maar juist dit is die boodskap. Ons staan nie meer onder die wet nie. Ons is vry daarvan deur die genade van Jesus Christus. Jy is vry op grond van jou doop en jy het deel aan Jesus Christus. Jy behoort aan hom. Die sonde het nie nou meer mag oor jou nie. Wat jou betref is dit dood en jy het saam met Jesus Christus opgestaan. Jou nuwe identiteit is Christen. Of ons kan ook sê, jou nuwe identiteit is kind van God. Maar selfs vir jou is dit nog steeds moontlik
om sondes te doen, en u weet dit tog baie goed. Al behoort ons aan Jesus Christus, hou ons daagliks aan met ons ou sondige natuur. Daarom sê ek, hierdie is 'n onmoontlike moontlikheid. Omdat die Bybel sê ons is geneig tot die kwaad, is ek en jy geneig tot die sonde. Maar dit is baie belangrik om 'n onderskeid te maak tussen wat ons oor sonde verstaan en wat Paulus hier in die woord van God in Romeine 6 met sonde bedoel. Paulus sien die sonde as 'n mag. Iets wat vir my en vir jou beheer. Hy dink nie aan daardie afsonderlike sondetjies soos wat ek en u daaroor dink en daardie sondetjies wat ons van dag tot dag doen nie. Paulus dink oor die mag wat die sonde oor ons gehad het en dat dit verbreek is. Dit het geen houvas meer op jou en my lewens nie. Ons is nie meer slawe van die sonde nie. Daarom is dit onmoontlik dat die sonde die Christen kan verslaaf of kan bind. Omdat Jesus die mag van die sonde verbreek het, kan ek weet, ek kan die sonde oorwin. Die potensiaal is daar. Dis of u en ek die wil het om dit te doen. Christus het dit klaar oorwin. Jesus het die sonde se rug gebreek. Dit kan u maar weet en glo, want die Bybel sê dit op verskillende plekke vir ons. Moenie aan die sonde en aan Satan meer mag gee as wat hulle toekom nie. Al hou dit nog so 'n gevaar vir my in, kan dit niks aan my doen as ek nie daarmee lol en die mekaar is. Dit kan jou nooit uit die hand van God uitruk nie. Sonde bly egter 'n moontlikheid in elkeen van ons se lewens. En daarom sê vers 12 tot en met vers 14, hoe dit vir ons in die praktyk in die lewe uit. As gedoopte het jy nou 'n sekere posisie voor God. Jou identiteit staan vas. Jy het jou uniform as ware ontvang. Jy's uitgereik, moet ons nie weer maar gesê, met jou kiet. Jy weet nou wie is jou veggeneraal. Onthou, Paulus het begin deur te sê, daar's oorlog. Daar's twee magte aan die geveg. Die genade met God as leier en die sonde met Satan as leier. En ek en jy is die wapens. In vers 12 sê Paulus, moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sondige liggame laat gehoorsaam nie. Al is die mag van die sonde verbreek, het ons nog steeds hierdie stryd wat ons self binne in ons stry, want ons is nog deel van hierdie sondige wêreld. Maar daarom sê ons in die teologie, ons is in hierdie wêreld, maar ons as gelowiges is nie meer van hierdie wêreld nie. Dink maar net aan die sondige begeertes wat daar daagliks in 'n mens se gedagtes opkom. Vers 13 sê ons moet geen deel van ons liggame in diens van die sonde stel nie, want die sonde wil ons baie graag gebruik om vir hom te veg en goddelose dinge aan te vang saam met Satan. Liewe broer en suster, aan die begin van 'n nuwe jaar, kyk baie mooi en ondersoek jouself. Is jy nie dan besig om iewers vir die sonde veld te wen nie? Dalk by jou huis, dalk by jou werk. Maar onthou, dis nie die moeite werd nie. Dis 'n verslaande vyand. Hy soek en raap en skraap vir soldate. Hy sal jou graag wil hê om aan sy kant te wees. Kyk daarom mooi wat jy doen. Kyk daarom mooi na die woorde wat by jou mond uitgaan. Hy mag nie een enkele deel van jou lewe kry nie. En vra jouself af, watter spoor trap jy? Hoe lyk die spoor wat jy los? As jou kind jou spore volg, waar sal dit hom uitbring? Onthou, voorbeelde staan 'n kragtiger waarde as woorde. Hulle maak soos ons maak, nie soos ons sê nie. Dink, waar gaan jou voetspore oral in en uit? Watter algemene rigting is jou voetspore op pad? Die doop is ons teken dat ons gemerk is om vir ewig te lewe. Dit word waar vir elkeen wat dit aanvaar en glo.
Maar doop, my en jou doop, kry eers betekenis as ons dit met die opstanding in verband bring. As dit net die teken was dat ons deel aan Jesus se dood, was dit nie so kragtig nie, maar nou weet ons, Jesus Christus leef, en ons wat gedoop is, leef saam met hom. Doop in die opstanding sê ook spesifiek iets vir hierdie deur mekaar tyd waarin u en ek onsself bevind. Dit sê gedoopte, gemerkte, jy is Jesus se. Jesus, aan wie jy behoort, leef tot in alle ewigheid. Hy leef nou en hy is nou vir jou die goeie herder en jou verlosser in elke nood. Wanneer ouers voor 'n doopfonds staan, is dit 'n pragtige geloofstree wat hulle gee. Daarom moet ons alles in diens van God stel. Dit help nie om die feit te verswyg dat ons nog 'n stryd in onsself stry nie. En dit help nie om net teoreties daaroor te praat nie, want die stryd is elke dag aan die gang. Die oorlog is besig om te woed. Kom ons motiveer mekaar dan vandag, soos daardie bevelvoerder sy troepe sal motiveer voor 'n veldslag. En ek hoor in my lang terugverlede, manne, gaan, manne, wees dapper, julle sal wen want julle wapens is die beste, julle opleiding is die beste, julle saak is reg. Wat is jou identiteit vanoggend? Is jy gedoop? Dra dan die uniform van Jesus Christus met trots. Gaan veg dapper, want jou saak is reg, jou bevelvoerder is die beste, jou oorwinning is reeds behaal. Mag die Here deur die werking van sy Gees gee, dat dit ons lese vir die nuwe jaar sal wees. Jou saak is reg, jou bevelvoerder het die slag vir jou reeds gewen. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, hoe wonderlik om aan die begin van 'n nuwe jaar met soveel positiwiteit uit die woord te kan kom en dat U vir ons kom bevestig, ons slag is reeds gewen. Dankie Here dat ons soldate van Jesus Christus kan wees en dat ons kan gaan leef tot sy eer en tot sy verheerliking. En waar ons afdwaal en so maklik negatief en moedeloos raak, Here, help ons om hierdie gedagte in ons koppe vas te maak. Gaan, veg dapper, jou saak is reg. Dankie dat U reeds die oorwinning vir ons behaal het. Dankie dat ons hierdie jaar kan ingaan met nuwe krag, met nuwe ywer. Here, want dit wat ons doen, doen ons tot U eer en tot U verheerliking, tot uitbreiding van U koninkryk op aarde. Dankie vir elkeen wat vanoggend hier is. Ons dink aan hulle wat nog met verlof is. Here, dat U ook hulle weer veilig sal terugbring, sodat ons saam kan aanbid en U naam kan groot maak. Dankie vir reën wat so mildelik geval het. Vir baie boere 'n probleem, vir ander is dit 'n groot voordeel, maar dankie dat U in die groot genade vir elkeen van ons sorg. Lei ons, behoed ons en bewaar ons. Dis ons wens vir 2026. En ons pleit dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.